Maar Peter, is jy dan nog nie reg om te loop nie? Ek is amper klaar. Hoop so, want as jy nog langer wag, dan sal dit te warm word vir die bokke. Maak nou gou net nou so moeilikheid. Ja, ek weet. Die draadstoel lyk goed. Waarvoor wil jy dit hê? Sou jy asseblief my goed bring? Ja, seker. Moenie my mis vergeet nie, hoor. Ja, maar ek het hom gebring. Partykeer wonder ek wat met hom aangaan. Gewoonlik is hy so lui dat hy hom nie wil verroer nie. Nou staan hy in die middel van die nag op om iets te doen. Dit lyk of jy verslaap het, Peter. Ja. Ek stap so lank vooruit. Wat goed so, Tannie, ek sal Tannie gou aanhaal. Tannie? Môre, Josef, het jy lekker geslaap, hè? Josef slaap altyd so vas as 'n klip. Heidi, dink jy Pieter is nog hier nie omdat hy dalk siek geword het? Ag, goeiemôre kleintjie. Het jy hom darm al hoor vlei, Clara? Ek is bang hy is siek. Daar kom die afgryslike bokke alweer. Wanneer die stinkende gediertes gewond raak nie. Tannie het verkeerd geloop, die pad is hierso. Peter? Ja? Dra asseblief my tas vir my. Dit is presies die regte grootte. Kom ons loop maar. Ek het dit nou regtig nie vir haar gemaak nie. Clara, ek het nog nooit so een gesien. Jy's oulik, né? 'n Bietjie. Die klere is in elk geval oulik. Wag ek kyk of ek nog eene kry. As ek maar net geweet het. As iemand my net kon sê wanneer jy vir 'n Rottenmeier eendag hier gaan aankom, jong. Weet jy dalk of hy siek is? Hy moet siek wees, anders was hy al hier. En dis alles net omdat ek nie kan loop nie. Hy was gisterand so moeg geweest. Hy het hom seker heeltemal oorys. Ek het 'n slang gekry, moet ek hom vir Josef gee of wil jy hom hê? Ek gee nie om nie. Peter! Hallo Heidi, hallo Clara. Môre Peter, waar het jy so lank gebly? By die huis, ek moes nog iets vir ons gemaak het. Sê jy vir my jy
sak afhaal asseblief. Jy het die afwerk gemaak sodat jy die sak beter kan dra, hè? Nee, Pieter, ek wil nog 'n keer dankie sê vir gister. Voel jy darm beter? daar was mos niks fout met my nie. Jy was dan gister so moeg, ek het gedink jy gaan dalk siek word. Maar jy moes sien hy moet keer niks. Ag, wat, die bietjie dra was sommer niks vir my nie. Ek sterk. Bietjie dra, jy het my gedra. Kom julle vandag weer saam met my veld toe. Natuurlik gaan ons saam. Ons gaan mos net. Ag, En nou? Goeiemôre. hoe gaan dit vanmôre met u? Goeiemôre. Ek is nou weer terug. Ek gaan haal net ons ontbyt. Adelheid, Ja, wat is dit juffrou Rottenmeier? wat bedoel jy nou eintlik met ons ontbyt? Julle wil weer veld toe gaan. Is ek reg? Natuurlik. En dat ek het gisterand belet, dit maak natuurlik glad nie vir julle saak nie. Het julle dan vergeet hoe uitgeput Clara gister was? Pieter het haar gedra. Is mos. Nogtans. Juffrou Clara, ek neem aan jy's nog steeds baie moeg. O nee, ek is glad nie moeg nie. Clara wil weer na die blomme gaan kyk. Sy het daarvan gehou, nee Luister Clara. nou goed na my. Jy gaan vandag hier bly sodat jy kan uitrus. Het jy nou mooi verstaan? Terwyl jy hier is, kan ons sommer studeer. Wat? Moet jy vandag by die huis bly? Ongelukkig ja, Pieter. Ag, maar Clara. Nou het ek dit dan heeltemal verniet gebou. Ek is jammer, Pieter. Dis gaaf. Nou is ek tevrede. Ek is baie bly om te hoor dat jy nou weer verstandig geword het, juffrou Clara. Dit beteken nie dat jy ook moet bly nie. Heidi gaan saam met Pieter. Oupa. Ag, is sommer niks. Ek sal vandag al my skoolwerk doen, gaan maar. Ek moet nou die bokkeveld toe jaag. Nee, wag eers. Wys my eers jou draasstoel. Dis meer belangrik. Hè. Hoekom nie? Hy lyk goed. Waarvoor het jy hom gemaak? Toe kom sê my nou, Pieter. Waarvoor het jy hom gemaak? Vir Clara natuurlik. Pieter, jy's wonderlik. Voel jy juffrou Clara daarmee gedraad? Wie dan anders? Pieter, Hy is sterk genoeg om 2 Claras te dra. het jy vandag so laat gekom omdat jy eers die draadstoel gemaak het? Ja, Clara, kom ons kyk of die stoel sal werk. Wees eerlik. Dink jy regtig jy sal my weer 'n keer teen die berg kan uitdra? Toe sê my nou eerlikwaar. natuurlik dink ek sal dit kan doen. Hoekom dan nie? As ek kom ek vir jou hierdie draadstoel gebou het. Sal hy my gewig kan dra? Dit sal ons gou genoeg kan sien, Clara. Dis buite die kwessie. Ek sal dit nie toelaat nie. Het ons dan nie net nou saam besluit dat ons vandag jou skoolwerk gaan doen en jou lesse gaan inhaal nie? Juffrou Rottenmeier. Nee, al ek is jammer, moet my nie in die rede val nie. U weet dat 'n mens sy beloftes moet nakom. Nee. Ek is jammer, juffrou Rottenmeier, maar ek gaan. Ek het nie beloof om nie saam te gaan nie. Ek het net beloof om my agterstallige skoolwerk in te haal. Kom Pieter, kom ons probeer die draadstoel. Goed, maar beloof my jy sal nie bang wees nie. Peter, ek het nie ja gesê nie. Maar ek sê ja. Ons gee vir Clara 'n kombers saam sodat sy nie verkoue kry nie. Sy kan altyd later die skoolwerk doen. Maar hoe dikwels kry Clara die geleentheid om in die berge te kom? Gaan dan maar. Nou goed, maar op die voorwaarde dat daar môre geleer word. Ja, Ja, Josef kan julle help om die bokke op te pas. Dit gaan net so lekker wees soos gister. Josef, kom. Josef. Moet ons nie maar eers 'n bietjie rus nie, Pieter? nee, is nie nodig nie. Is so maklik met die draadstoel. Maar jy moet sê, jong, wanneer jy moeg word, hoor. Dan moet jy sê vashou, moenie afkyk nie. Bo. Jy
kan nou maar weer jou oë oopmaak. Kom jy, Heidi? Ja, kom Josef verder. Gaat ons. Ek is jammer dat ek dit so moeilik maak vir jou. Ag, nee, wat? Ek's mos swaar en as ek kon loop dan was dit nie nodig dat jy my dra nie, weet jy. Ja, maar jy kan nie loop nie. Dis waar. Ek wil daarom so graag loop. Word maar eens heeltemal gesond, Clara. Kom loop jy nie bietjie stadiger nie. Sommer nie. As ons maar die kinders moet gaan haal. Ja, Hier sal seker nie rus vir die siele hê voordat hulle hier is nie. jy weet net nie wat ek moet deurmaak nie. As die arme kind verkoue kry, wat dan? Trek hierdie ou broek vir my aan, is beter as kerm. Ekskuus, ek dink nie ek het reg gehoor nie. Ek sê jy moet hierdie ou broek vir my aantrek of wil jy in daardie uitrusting gaan rondklouter. Maar het jy dan heeltemal vergeet, Annie, dat ek 'n regte dame is? Kom tog nou, niemand sal hier sien nie. Kom. Sal jy asseblief 'n klein bietjie stadiger loop? Ek kan nie meer nie. Goed. Ek is nie gewoond aan die broek nie. My bene voel heeltemal styf. Ja, dit sal ek goed glo. Wil jy dat ons liewer moet omdraai? Nou, dit tog nie. Ek is te bekommerd oor juffrou Clara. U bekommer hier sommer verniet. Oor 'n paar minute sal dit weer ophou met reën. Oh, hoe kan jy dan so seker wees? Kyk jy bietjie na die lug, dit word ligter. Dink jy so? Ek dink nie so nie, ek sien dit. Jy moet nou besluit, moet ons verder gaan of draai ons om? Nee, ons gaan beslis nie omdraai nie. Ek dra die verantwoordelikheid. Ek weet wat my plig is. U ken my nog nie. Ek gee nooit op nie. Volg my asseblief. Dit is nogal glad. Kan ek jou ophelp? Nee, dankie. Ek wonder nou net hoekom ek as onderwyseres opgelei is en nie as bergklimmer nie. En al die wasgoed. En die reën word die krase geval. Maar nou nie weer so oordryf nie. Heidi en Peter ken die wêreld hier rond. Ek hoop net dis waar wat jy daar sê. En toe sit Rooikappie 'n pragtige rooi kappie op, dan vat die mandjie met die brood en die wyn en sy begin loop. Sy het met die lang breë pad deur die woud geloop en toe kom sy skielik by 'n oop plek in die bos waar daar pragtige blomme staan, net so mooi soos hier. Daar het duisende blou klokblomme en duisende geel blomme daar in die bos gegroei. En toe dink Rooikappie dat sy eintlik vir haar ouma 'n bos blomme moet pluk. Toe begin Rooikappie blomme pluk en skielik sien sy het verdwaal. "O, ek het verdwaal!" skree sy. "Ek het verdwaal! Help, ek het verdwaal!" En toe sê 'n sagte stemmetjie skielik hier naby haar. "Kom saam met ons. Ons is die 7 dwergies. Ons bly daar agter die 7 berge. Ons het 'n klein huitjie, 7 bedjies, 7 stoeltjies, 7 bordjies en 7 bekertjies. En ons het iemand nodig wat huisie kan skoonmaak." Sien, weet jy, ek was by die dwergies gebly.
Natuurlik was dit Sneeuwwitjie wat haar skoon gemaak het. Ja, maar dit was nog voordat sy getroud is. Ek het nie geweet nie. Dat Rooikappie die dwergies gaan opwas nadat Sneeuwwitjie getroud is. Clara dink altyd haar eie stories uit. Dit gaan net nou op. Dit lyk so ja. Sê my jy het dit met opset gedoen. Beslis nie. Jy weet Clara, jy moet 'n bietjie versigtiger wees. Ek het daarom nou vreeslik groot geskrik. My hart klop nou nog in my keel. Dit moet seker net so voel wanneer 'n mens in die winter met 'n slee onder toe ry. Kyk net, ek het van daarbo af tot hier gegly. Dis nogal ver. Nou is jy nat tot op jou vel. En jy ook, ek ook. Ja, kyk net. Wat nou? Klere droog maak wat anders. Maar hoe? Hoe sê die wolkombers? Jy kan jou daaraan toedraai. Ek gaan haal dit gou. Hoe klim na die sin kon juffrou Clara onmoontlik so ver gedra. Ons het hulle gekry. Ekskuus. Regtig? Ja. Hoor daar hulle leef, hulle lag. Wat het ek u gesê, juffrou Rottenmeier? U was verniet so bekommerd. Juffrou Clara. Ons dans vandag al in die kring. Vandag van ons huis toe gaan, huis toe gaan, huis toe gaan. Die sal nog langer aan, langer aan. La 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 la. Juffrou Clara. Wat het u dan aan? 'n Broek, jy kan dit mos sien dan nie. Juffrou Clara, ek is geskok. Julle het albei net julle onderrokke aan. Natuurlik, ons klere moet eers droog word. Het die reën julle ook so skielik oorval? Ja, maar ons het nie baie nat geword nie. Pieter het vir ons 'n tent gemaak en ons het die hele tyd daaronder gesit. Julle gaan verkoue kry. Julle al drie. Nee, ek kry nooit verkoue nie. Werklik? Peter is 'n tydknap. Waar jy gaan, oupa? Ek hoop net jy het nie verkleum nie. Het jy jou darm in die wolkombers toegedraai? Ja. Oh, kyk nie daar 'n reënboog. Haai die Pieter, kyk die reënboog. Mooi. Ek het nog nooit 'n regte reënboog gesien nie. O, dis wonderlik. Mooi. Hoor jy, Heidi, my ouma het gevra of jy nie saam met Clara wil kom kuier nie. Ek wil graag, maar ek weet nie of Clara daarvoor lus het nie. O, ek wil Pieter se ouma graag ontmoet. Nou goed, dan gaan ons môre vir haar kuier. Ons kan mos nie, oupa? Ja. Hoera!
Ek stap deur 'n vriendelike dorpie. Die rooi gloed van die aand lê oor die strate. Deur 'n oop venster kom die goue klanke van klokke oor die pragtige blomme na 'n mens aangesweef. Die wêreld rus nog in die nevel. Die woude en velde lê nog en droog, maar as die sluier lig, sal jy die blou kan sien en die wêreld wat nou so vaal is, sal verander in warm goud. Ek weet wat jy voorgelees het. 'n Groot digter het albei gediggies geskryf, ek het hulle dadelik herken. Die een was die begin van 'n wandeling en die ander een is Septemberoggend. Ek het vroeër nogal baie gedigte uit my kop geleer. Haai, regtig? Het ouma vir elke gedig wat ouma geleer het 'n beloning gekry? Daarvoor het ons nie geld gehad nie. Dit was vir my lekker en dan het ek dit in die skool opgesê. Jy lees baie goed, Clara. Almal is seker baie tevrede met so 'n flikse skoolleer soos jy. Ek kan nie somme maak nie. Ek ook nie. Optel was baie maklik, maar ek kon nooit aftrek nie. Ek moes altyd die antwoord by iemand afskryf. Clara, wat's nou verkeerd? Het ouma dit nou regtig bedoel toe ouma gesê dat ek baie goed voorgelees het? Ja, natuurlik. Weet ouma wat? Ek sal dikwels kom lees. Maar net as ouma dit wil hê. Ek wil dit graag hê, maar is dit nie vir jou te vermoeiend nie? O nee, glad nie. Dit was nou vir die eerste keer vir my lekker. Dis baie lekker om vir ouma te lees, want ouma praat nie tussenin soos my onderwyser nie. Ek luister net. En ek kan ook maar probeer om 'n gedig uit my kop te leer. Probeer gerus. Miskien is dit vir jou net so lekker soos vir my. Wie jy, Heidi? Ek wonder of jy dit ook agtergekom het. Vandag kon ek doen wat ander nie kan nie. Ja, maar as ek jy was, sou ek gelag het omdat ek bly is en nie gehuil het nie. Kan ons maar môre weer veld toe gaan as die weer so mooi klink? Daar's Pieter! En juffrou Rottenmeier. Die volgende oggend het Pieter 3 briewe uit Durfli saamgebring. Die een was vir Clara, een vir Heidi en een vir Heidi se oupa. En al 3 het van Clara se ouma afgekom. Mevrou Zeseman het geskryf dat sy kom kuier en Clara kon dit glad nie glo nie. Clara en Heidi het die hele dag lank saam beplan wat hulle Clara se ouma alles wou wys. Hulle kon nog die uitstappie onthou wat hulle in Frankfurt onderneem het en die lekker speletjies wat Clara se ouma altyd vir hulle uitgedink het. Hulle kon glad nie wag nie. Dit het heeltemal te lank geduur voordat die tyd eindelik aangebreek het, maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Heidi